Welkom in my Afrikaanse klas. Hierdie les gaan oor gevoelstaal, emotive language, manipulerende taal, language that you use to manipulate people, vooroordeel, prejudice, and then of course stereotyping. You can recognize the word there. Goed, dit vorm deel van 'n area wat ons noem kritiese taalbewustheid, critical language awareness. Kom ek skryf hom, critical language awareness. And where they assess you on this is with cartoons and jokes and things like that that's in your paper or in your exercise. So what is the object of the exercise here? You have to look for the facts in the picture or the cartoon. What are the facts? And then you have to give your opinion on it. If you can quickly think back on our lesson on facts, opinions, literal, figurative, this is the idea that you will get. Goed, kom ons gaan aan. Gevoelstaal teenoor of manipulerende taal. As jy op iemand se gevoel speel, dan ontwikkel daar 'n spesifieke emosie of 'n gevoel by die persoon. Gevoelstaal is soos byvoorbeeld baie beskrywende taal. Hulle beskryf 'n landskap en of hulle beskryf musiek en jy voel so goed as jy dit lees. Dit bring by jou positiewe emosies of dit bring hartseer by jou of dit bring spanning by jou. Dit het alles te doen met die situasie, the situation wat beskryf word of wat bespreek word. So gevoelstaal creates an emotion, positive, negative, whatever the case may be. Manipulative language is 'n taal wat jou beïnvloed om op 'n sekere manier te dink. As ons dink aan die regte lewe, as jy's nou al 'n groot tiener, maar jy wil nou iets hê. Jy wil nou na hierdie partytjie toe gaan en jy weet jou ma en pa gaan nou nie sommer maklik ja sê nie. Dan manipuleer jy met jou taal en hoe jy praat en die dinge wat jy doen. Manipuleer jy jou ouers om ja te sê dat jy na die partytjie toe kan gaan. Jy sal byvoorbeeld op jou pa se skoot klim en vir hom sê, hy is die beste pa wat daar in die wêreld is. Of wat ook al die situasie mag wees. 'n Klassieke voorbeeld van manipulerende taal is wat ons kry in die advertensiewese, when they create advertisements. Hulle maak daai advertensie so, dat jy glo, as jy nie daai spesifieke koekie nou kry om te eet nie, gaan jy 'n slegter mens wees. Of as jy nie nou daardie onderarm aansmeer nie, dan gaan jy net nie die bom wees nie. So hulle laat jou voel, jy moet dit nou hê. En dis wat hulle probeer regkry. Daar was 'n klassieke advertensie in die dae toe dit nog nie onwettig was, of nie onwettig was om te rook nie. En dis altyd hierdie ongelooflike positiewe situasie wat uitgebeeld word. En jy glo, as jy nie nou daai Lexington sigaret kan opsteek nie, gaan jy nie hierdie fantastiese cool mens wees nie. So die advertensiewese is absoluut bekend daarvoor, dat hulle manipuleer, sodat die teikengroep die produk sal koop. Vooroordeel is nou natuurlik nie 'n baie goeie
ding nie. Vooroordeel is by implikasie 'n negatiewe uitkyk op iets of iemand. Dit is gewoonlik teenoor 'n persoon of 'n groep of 'n plek of iets. En wat gebeur as jy 'n vooroordeel het teenoor iets of iemand? Dan het jy 'n opinie oor daardie persoon voordat jy die persoon regtig leer ken het. En hierdie tekenprent van Beauty and the Beast was 'n klassieke voorbeeld daarvan. Sy het aanvanklik, voordat sy hom regtig leer ken het sy besluit hy's 'n monster. Maar toe sy hom beter leer ken, toe verander hy natuurlik in die prins. So vooroordeel maak dat jy nie objektief is nie. Jy is partydig. You are choosing to support someone or something before you actually know the person or what you are supporting. Goed, kom ons gaan aan. Stereotypering, kom het ek net gou dit sê. Vooroordeel en stereotypering is gevaarlike goed. It's dangerous. You will see now why. Stereotypering is ons skeer almal oor dieselfde kam wat aan 'n spesifieke groep behoort. As ek nou dink aan die feit dat ek Afrikaans praat en bekend staan sogenaamde Afrikaner, maar daar's baie skakerings van mense wat Afrikaans is. Dit maak my seer as mense my klassifiseer as 'n Afrikaner, bloot omdat hulle dink, omdat ek Afrikaans praat, moet ek hou van boeremusiek en kakiklere en whatever the case may be. Not necessarily the case. So mense wat aan dieselfde groep behoort, word oor dieselfde kam geskeer. And that means you judge the one person as part of a group, and then it's got a negative implication. So, kom ons kyk na stereotypering. Switserse mense is baie stiptelik. So, Swiss people are very on time, because that's how they are portrayed out there. Amerikaners is baie luidrigtig. So, they are loud and overpowering. Italiaanse mans is baie aantreklik. Italian men are very attractive. Matrieks is te groot vir hulle skoene, and that's tongue in cheek. Blondines is dom. Dis 'n stereotypering. Mense met rooi hare is kwaai. They are aggressive people. Or this one is my favorite. Om 'n ware man te wees, moet jy rugby speel. To be a real man, you have to play rugby. And immediately, what happens? You make assumptions about people. En julle weet daai beautiful ding wat hulle sê van assume. My previous headmaster always said, assume you're making an ass out of me and you. So, moenie aannames maak oor ander mense nie. Want op die ou end kan jy nie objektief wees nie. En dit is die hele ding wat gebeur, as ons dit doen, dan polariseer ons mense. And then we get this famous thing of us against them. And it's so, it makes our world so narrow. If we can't allow people to just show themselves and appreciate themselves for who they are and what they can bring to the table. So,
die belangrike ding wat julle vandag moet leer is, wat jy dink of doen, what you think and what you do, altyd, op een of ander manier, in some or other way, het dit 'n impak op die mense om jou. It's got an impact on the people around you. So whatever you think, whatever you do, remember that it's got a ripple effect. Kom ons kyk gou hier. Die Afrikaanse matriekwiskunde vraestel 2 bevat 'n fout. Nou, dit kan gebeur. En dan sê die kind, pa, as die onnies wat die vraestel opstel nie eens die somme kan reg doen nie, hoe dink hulle moet ek dit reg kry? So what is this little guy trying to do? He is manipulating his father to think that even the teachers can't get it right. So he's manipulating his dad to think that his dad needs to be more sympathetic towards him. Goed. Dit gaan alles oor geïmpliseerde betekenis en afleidings wat jy moet maak. Implied meaning. And what you take out of it. So iemand of iemand sê iets of skryf iets en dit kan 'n verskuilde betekenis hê. Dit kan 'n dieper betekenis hê. Dit kan 'n indirekte betekenis hê. Dit kan 'n figuurlike betekenis hê. Die teenpool daarvan is, daar word nie duidelik direk gesê wat bedoel word nie. En dis wat my partykeer so moeg maak van ons situasie op die oomblik. Ons die hele politieke situasie van just call a spade a spade. Laat ons net almal weet waarvan ons praat. Dis nou soos die juffrou wat die wiskunde vraestel gemerk het en dan dink sy, die arme leerders is verseker nie almal Einsteins nie. Hulle wiskunde toetspunte is so sleg. So, as sy net dit gesê het, if that was the only thought, then it's sort of a figurative saying that they're not all mathematicians. And here is the actual meaning. So there are ways to manipulate language. There are ways to manipulate people through the things that you say and do. But in the end, what is important is to remember the impact that it has on the people around you. And the last thing that we need, that humanity needs, is to keep on striving in this them and us. So, as jy meer wil weet oor hierdie les van vandag, ons 2 getroue vriende, daar's inligting daaroor in hierdie boeke, gaan kyk daarna en ek hoop dit help jou om daai spotprente en daai grappies en goed wat jy moet gebruik 'n bietjie beter te kan hanteer. Tot 'n volgende keer.